Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons met mekaar kan deel van siektetoestande, van bekommernis oor siektes wat kan 'n einde aan lewe bring, dat ons mekaar kan deel van mense wat gesond raak, van mense wat oorwinnings beleef, dat ons kan deel met mekaar hoe gemeenskappe, soos met Lohanle, by mekaar kom en hande vat oor verskillende kulture heen. Dankie dat ons al hierdie dinge kan beleef, omdat ons iemand ingemeen het. En dis vir u, dat u bloed ons saambind, dat u bloed ons kinders maak van u, 'n nuwe DNS gee, u mense te wees. Wil jy asseblief vir ons dan ook help deur die prediking en deur die liedere en deur die woord wat u vir ons bring, dat u vir ons elkeen iets sal gee om ons net te help, dalk te bemoedig, dalk net weer te herinner, dalk net te troos, soos net u dit kan doen. Dankie dat u ons Vader mag noem. Amen. Vriende, ek het die tema gemaak wanneer die scoreboard, en ek het nou maar die woord sommer so in Afrikaans gesit, daar nou nie heeltemal Engels nie, want ons praat mos nou in Afrikaans van die scoreboard, eintlik om dit so te stel, wanneer dit net een wys, en die verrassing van volmaaktheid. Nou, ons skrifgedeelte wat ek hierdie week begin lees het, is Matteus hoofstuk 5, ek gaan saam met julle deel, en dan lees ons dit saam, vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar so nie, en as julle net julle broers of susters groet, wat doen julle meer as anders? Maak die heidene nie ook maar net so nie. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Ek wil net weer daai vers 48 herhaal. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Gister sê iemand vir my, ek het troue gedoen na bo by Idiom. Ek weet nie of julle al daar was, maar dit is, as jy nou Knorhoekpad uitry deur se Lauriespas dorpie, en jy hou aan en jy draai dan skielik links, dan gaan jy aan, en dan kan jy vir Lauriespas van 'n heel ander punt af sien, maar dis agter in die berge, jy ry regtig hoog op. Beautiful, baie mooi daar, wat die plek wat hulle gemaak het, als, maar hulle die lokaal is normaalweg oop vir wine tasting, wine pairing, net sommer daar wees en al daai klas vir goed, maar toegemaak vir die geleentheid. En wat nou vir my interessant was daar, is die ou wat die DJ sou wees, sal ek maar sê, hy is so my ouderdom, hy sê, hy het vergeet van die storie, en hy en sy kinders sou nou kamp by Rossenwille, hy moes nou spesiaal terugkom vir dit, maar, want hy kla toe oor die hitte, ek weet nie of julle ook so lekker warm gekry het gister nie. Maar as jy nou gedink het, hier was warm, dan moes jy daar bo dit gevoel het, ons 'n bietjie nader, ek dink nader in die hemel, maar is nader in die hel gewees daar, soos die hitte aanbetref, maar in elk geval, en so in die proses sê die ou daarso van, hy is so disgusted, want nou sê hy hier in 'n huisie en hulle het nie televisie nie, en hy wou so graag die rugby gekyk het. Ek sê vir hom, wat kyk jy het op die huis by? Hy sê nee, die Stef, ek sê maar daar's mos so 'n app, jy kan mos die ding op 'n app kyk. Nou, hy sê ja, maar dit is dieselfde nie, dit is te klein op daai. Maar ek besef net hoe die internet al ons gehelp het om met 'n app, ons het 1 jaar, het ons langs die dooie gesien in 'n rugby game gekyk, op so 'n dingetjie, en skielik raak jy naderhand nie meer bewus as 'n klein skermpie nie, jy trek so half in dit in, en jy kan oor wêreld heen die goed kyk. Maar onthou julle nog die tyd, wanneer die televisie-uitsendings begin het, ek het gaan naslaan, 5 Januarie 1976 het dit amptelik begin. Dis die eerste jaar wat ek universiteit toe is, of my eerste jaar in universiteit, en ek onthou ons het in Durban geloop, daai Junie, en die goed in die venster gesien, maar Beaufort West het hulle elke aand daai skerm aangaan, daar het net so teken verskyn, niks anders nie. So ek kan nie eens meer onthou wanneer Beaufort West, my hometown, tuisdorp, wanneer daar televisie daar verskyn het op daai plek nie. Wie van julle het al in daai eerste stuk al televisie gehad? Was daar van julle? Haasdas, dink ek, was al toe. Ek onthou in ons kosse sit die man is groot manne, hulle speel rugby, maar hulle storm almal om vir Haasdas te gaan kyk, jy moet beklei vir 'n plek. Ek weet nie of julle dit nog onthou nie, maar in elk geval,
Maar in daardie jaar, 18 Julie presies te wees, 1976, het 'n 14-jarige meisie van Roemenië die wêreld stil gemaak. Nou ek het nie ek dink nie die Olimpiese spele was vir almal beskikbaar daai tyd op televisie nie, maar die foto het deurgekom en sy het in Montreal in Kanada opgetree. Haar naam is Nadia Comaneci. Ek weet nie of julle haar nog onthou nie. Sy leef terloops nog. En Nadia het haar gimnastiekroetine op ongelyke palle voltooi. En ek weet nie of julle ook die goed op skool moes doen nie. Ons moes daai tyd in skool nog teen toue uitklim en 'n bok, en ek weet nie wat die goed genoem is, die val. Ek weet net, ek het van my liderlikste valle gehad oor die goed. Ek's Humpty Dumpty wat dit aanbetref. En maar sy het vir die eerste maal met tegniese perfektheid opgetree. Dis die eerste maal in die wêreld wat hulle dit gesien het. En hulle gee haar toe 'n perfekte 10 telling score. Maar jy kan nie meer as dit kry in daardie tellingbord nie. Maar die bord het 1 gewys. Ek het vir jou die foto gaan soek. Want die ouens het gedink is onmoontlik, so hulle het die bord net geprogrammeer tot 9. Want dit was onmoontlik om 'n volmaakte telling te kry. So vir 'n oomblik lank was daar die skare verward. Ek bedoel die girl nou het die wonderlike gedoen en die bord wys net 1. En die volgende oomblik toe kom die aankondiging dat dit 'n perfekte 10 was, die eerste volmaakte telling. En daai volmaakte telling het verwondering gebring, stilte, trane, gejuig, want mense het gedink volmaaktheid is net teoreties moontlik en nie eens op die scorebord dit reggemaak tot daar nie. En toe gebeur dit in die realiteit. Nou sy het later nog 6 ander volmaakte getalle behaal, 3 goue medaljes gekry en is een van die mees ikoniese atlete sê hulle van die vorige eeu. En toe lees ek in hierdie week hierdie Bybelgedeelte in ons teksvers vandag. Wees julle dan volmaak. Nie as 'n onmoontlike las nie, maar as 'n uitnodiging tot hierdie lewe wat verwondering bring, 'n lewe wat die wêreld stil maak, 'n lewe wat vir mense kan sê, maar dis hoe God lyk. Maar wat bedoel Jesus daarmee? Is hy onrealisties? Want ek is geneig om so half die teks verby te blaai, want mense dink so in jou agterkop, maar jy kan eintlik mos nou nie volmaak wees nie. Is hy oor optimisties? Is hy besig om sarkasties te raak? Of nooi hy ons na iets wat ons nie gedink het enigsins moontlik is nie? Miskien moet ons so begin om te sê, volmaaktheid begin waar niemand kyk nie. Volmaaktheid begin waar niemand kyk nie. In die onlangse, ek het nou weer daar gaan kyk ook, in die onlangse Olimpiese spele het Simone Biles, ek weet nie of julle haar onthou nie, sy ook sulke perfekte bewegings gedoen en geweldig baie medaljes bereik. Maar kom ons gaan terug na daai tyd toe hulle gedink het volmaaktheid is die moontlikheid met Nadia se storie. Nadia is Christelik grootgemaak in Roemenië en sy het 'n sterk ortodoks religieuse agtergrond, maar sy praat nie so openlik oor haar geloof soos Simone wat nou onlangs gewen het nie. Maar sy het tog genoem dat sy dankbaar is vir God vir haar gesondheid, vir haar talent en vir die geleenthede wat vir haar gebied is. Nou Nadia se geleentheid in 1976 het net 23 sekondes geduur. Maar dit het haar 8 jaar geneem. Van 6 ure, 6 dae van die week oefen. Vir 23 sekondes se perfeksie. So volmaaktheid begin waar niemand kyk nie. Haar afrigter, hy het so een van 'n vreeslike naam, ek gaan dit nou maar nie sê nie, het gesê dat hy duisende ure bestee het om elke beweging, elke landing, elke draai te laat oefen, totdat sy dit perfek, volmaak kon doen. So die wêreld het net 23 sekondes gesien, maar volmaaktheid word gebou in die duisende ure wat niemand sien nie, of baie min sien. En dan kom ons terug na Jesus en lees die oproep van Jesus, en dan begin Jesus se oproep nie op 'n verhoog vir ons nie, dit begin in 'n geheime plek om dit so te stel, want die konteks van Matteus 5 is baie deurslaggewend. Hier word gepraat oor liefde vir vyande, om te bid vir jou vervolger, wat 'n mens eintlik nogal nie wil doen nie, oor groothartig wees vir almal, want God laat sy son en reën oor almal skyn en gee die reën. En dan Matteus gaan hy voort, hy sê, maar gaan in jou binnekamer om te bid. En hy sê op 'n ander plek, gee sonder om te wys of te vertel vir almal, vergewe sonder om te tel hoeveel keer jy vergewe. Jy sien, dit word nie in die kolle gesit van almal se goedkeuring nie. Dit word gebou, hierdie volmaaktheid word gebou in die stille oomblikke wanneer niemand kyk nie, wanneer niemand self sal weet nie,
Wanneer daar geen applous is nie, net jy en jou afrigter Jesus. John Piper vra die kritiese vraag, waar kom die krag vandaan om so lief te hê? En hy sê dat niks meer die waarheid en krag en werklikheid van Jesus kan demonstreer as juis hierdie soort liefde nie. Die liefde wat vyande omhels, die liefde wat vervolgers seën, die liefde wat gee sonder om terugbetaling te verwag. 'n Vriend van my sit so 'n jaar terug en hy sê vir my, hy het nog geld, maar ek sê hy's beswaard. Hy het 'n klomp geld vir 'n vriend geleen. Ek sê ja. Hy sê en dit lyk nie dit gaan terugkom nie. Ek sê vir hom, amper sê ek sê dit nou. Ek sê van wie jy die oomblik jy vir 'n vriend geld leen, moet jy in jou kop dit afskryf. Want anders raak jy en jou vriendskap te mekaar. Die goeie nuus is hy dit aanvaar. Die slegte nuus is die vriend het nie terugbetaal nie. Piper beklemtoon dat wanneer Jesus Matteus 5 met sy disippels praat, dan noem hy hulle reeds hulle Vader. Hy is julle Vader. So wanneer mense die goeie werke van die disippels sien, soos om vyande lief te hê, dan gee ons in die disippels eer aan ons Vader in die hemel. Hoekom? Omdat Jesus ons kind van God maak en in ons is. Hy help ons, hy stel ons in staat om goeie werke te doen. Soos hy 'n oproep om uit eie krag net jouself te dwing om meer te probeer wees nie. Dis 'n oproep om toe te laat dat God se volmaaktheid juis deur jou sal manifesteer in die lewe. Dis 'n uitnodiging om so na aan God te leef dat God se karakter in die stil oomblikke waar niemand kyk nie, ook na vore kom. Nou hoe lyk dit prakties? Ek het sommer gaan dink aan iets wat ons almal doen. Op een of ander manier, soos almal op 'n stadium, ek sal vir jou bid. En as my vraag, doen jy dit? Want dit is maklik om dit daai oomblik te sê, maar somehow as ek my weer betrap, is dit 3 dae later dan het ek dit gedoen nie. So ek het nou vir myself al die gewoonte aangeleer, as ek vir die persoon sê ek sal vir jou bid en ek draai weg, dan bid ek 'n skietgebed, dat ek net ten minste dit doen. Maar hierdie week lees ek van iemand wat skryf en sê, maar sy het so 'n lysie wat sy maak, en eenmaal 'n week gaan sit sy en sy bid vir al hierdie mense vir wie sy beloof het, ek gaan vir hulle bid. Dink ek, dis iets wat ons kan doen. Dis so prakties soos dit. Want ons sit almal vir wie ons iemand wil sê, ek sal vir jou bid. En dan doen ons dit op daai manier. Want dis die onsigbare oefening wat ons doen wanneer niemand kyk nie. Dis die gebed wat jy bid in jou binnekamer, nie in 'n kerkgebou of tussen ander mense nie. Want ons oefengebied is nie net Sondag nie, dis elke dag van die week, dis hoe ons karakter bou van Jesus. Dis in daai oomblik wat jy kies om die waarheid te praat, al kos dit jou, wat jy kies om te vergewe, al verdien daardie persoon dit regtig nie. Wanneer jy kies om suiwer te bly, al sien niemand dit nie. Want dis die innerlike werk wat plaasvind. Na die 8 jaar se oefening, 6 ure per dag, 6 dae van die week vir 23 sekondes se volmaaktheid. Volmaaktheid begin en word volgehou waar niemand regtig kyk nie. Tweede gedagte, die scorebord kan dit eintlik nie wys nie. Die wêreld se scorebord is mos nou baie interessant, hoe ons mense evalueer in terme van jou geld, die status wat die persone, die besittings, die prestasies en alles, en deesdae hoeveel volgelinge jy op Facebook en of Instagram en daai klas van goeders het. Maar God se scorebord werk met genade, met liefde, met vergifnis, met karakter. En soms lyk jou 10 eintlik soos 'n 1 op daai scorebord van die wêreld, want die wêreld dink nie dit tel regtig punte nie. Hulle steur hulle nie daar nie. Kom ons gaan net 'n oomblik na die huidige nader tydjie. In 2021 het Simone Biles, of ek dink sy Simone of Simone Biles, ek het gekyk wat haar, hoe hulle haar naam uitspreek nie. Maar die enetjie wat nou so baie goed gedoen het. Sy het in 2021 uit die Olimpiese kompetisie onttrek. Onthou hulle oefen mos nou vir 4 jaar, eintlik vir 'n leeftyd, maar so elke 4 jaar mos net. En sy het onttrek vanweë geestelike gesondheid. En die mense het gewonder, hoekom doen jy dit bo die keuse van 'n goue medalje? Want sy sou waarskynlik sekere medaljes gehad het. Maar sy het 'n eienaardige toestand gehad wat hulle noem the twisties. Nou ek gaan kyk wat dit is. Dis 'n toestand wat gimnaste se gevoel van ruimtelike oriëntasie laat verloor. So wanneer jy daai draai op die balk maak,
dan weet jy nie of jy onder of bo is nie. Ons is bly by die see, ek weet nie wanneer laas jy onthou het nie, maar dit is daai wat jy in 'n golf induik, en hy golf so sterk as hy rol jou, en jy weet nie waar is bo en waar is onder nie. Nou jy kan nie dink vir 'n gimnas op daai balke of daai swaaipale, daai goed gevaarlik moet dit wees, as jy in daai moment daai ruimtelike oriëntasie verloor. Dis dieselfde dilemma waarmee vliegtuigloodse sit, wat met Impala se al daai klas van goed te vlieg, as hulle daai ruimtelike oriëntasie verloor, dan kan hulle nie meer daai swirls of wat ook al twirls, al daai klas van goed is doen nie. So sy besluit toe, ek gaan nie deelneem nie. Nou kan jy nou dink wat dit vir jou kos, na al daai oefening. Maar haar keuse was nie swakheid nie, was wysheid, moed, integriteit. Haar ouers het haar in 'n gebedvolle huis groot gemaak, en sy het gesê, God is the one who directs my life. Want sy glo, haar talent is God gegewe, dit moet gebruik word tot die beste van haar vermoë, en sy het nie in daardie oomblik die vermoë nie. En toe kom sy terug, en sy het die meeste goue medaljes ooit nog verwerf. So die wêreld se skoorbord het gesien, sy het onttrek, maar God se skoorbord het gewys, sy het waarheid en integriteit gekies bo trots, bo wat ook al. In my navorsing vir die preek kom ek af op goed van Andy Stanley. Nou Andy Stanley het baie bekendheid bereik. Sy pa het eintlik die storie al begin van televisie-uitsendings en al daai goed. Baie lank het ons Andy Stanley se goed ook bekyk rondom leierskap, en hy het 'n besondere manier om met mense te kommunikeer. Baie van sy video's het ook in Suid-Afrika hulle pad gevind. Maar sy pa, Dr. Charles Stanley, baie bekende baptiste predikant, sê Andy, in 'n kerklike vergadering was hy by waar iemand sy pa in die gesig geslaan het met 'n vuis. Voor die oë van al die mense. En die skok was tasbaar op daai oomblik. Maar Charles Stanley het niks teruggedoen nie. Hy het nie teruggeskreeu nie. Hy het Jesus se woorde, dieselfde uit daai Matteus gedeeltheid geleef. As iemand jou op die regterwang draai, sal hy draai ook die ander een na hom toe. En die wêreld se skoorbord sê vir jou in daai oomblik, maar hy het verloor. By the way, hierdie week 'n dingetjie verbygekom by my. Ek ergens in die noorde, nee, ek weet nie of dit in die noorde is, maar ek sal weer gaan kyk waar dit is. Hierdie ouens wat so jou voertuig insleep, dis mos vir hulle, ek weet nie hoe hulle luister seker by die polisie in, maar as jy weer sien, is daar mos 'n horde van hierdie mense by jou. En die videoklippie wat verbygekom het, is hoe twee van hulle is my ouderdom, jonger miskien, hoe hulle mekaar slaan, om nou te kyk wie die voertuig kan kry. Dis die realiteit daar buite. En hoekom het my meer aangegryp het, die ou wat ek getrou het, toe ek verby sy voertuig loop, toe sien ek, maar hy besit ook een van daai voertuie. So dis net 'n noodoproep vir een van daai voertuie wat nou deurgekom het. So die natuurlike reaksie is, jy slaan terug. Maar Charles Stanley het dit nie gedoen nie. En Andy het later vertel, hy sê, hy het mos nou baie ingesit by sy pa se preek, sy pa is after al die predikant, pastoor. Maar sy pa, hy het meer oor sy pa geloof in daai dag geleer, as enigiets anders wat hy by sy pa geleer het. Om lief te hê sonder voorwaardes, om te vergewe sonder berekening of vergelykende vergelding, om goed te doen aan iemand wat jou kwaad doen. Ek sien professor Stefan Joubert verduidelik, dit gaan hier oor die Griekse woord, die volmaak teleios, is nie foutloos nie, maar dit gaan hier oor vier goed, om heel te wees, met ander woorde, om innerlik en uiterlik geïntegreerd te kan leef. Om onverdeeld te wees, nie tussen God en wêreld verdeeld te wees, jy weet aan wie jy behoort en vir wie jy leef. Om in totaliteit te wees, met ander woorde, om jou lewe in totale wese, in jou hele wese te leef en lief te hê. Om konsekwent en sonder voorbehou te wees, met ander woorde, om nie net tot 'n sekere punt lief te hê nie, maar sonder grense soos God. En dit kom na, hierdie vers van ons kom na 'n oproep om jou vyande lief te hê. Om jou vyande lief te hê. So onvoorwaardelike liefde is nie perfeksie nie, maar dis die volheid van die liefde en genade wat jy in daai oomblik doen. Want weer eens, in daai konteks gaan dit daaroor, God laat sy son skyn oor goeies en oor slegtes, die reën val oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. God trek nie grense vir sy goedheid hier op aarde nie, hy steek nie halfpad vas nie, dis sy volmaaktheid.
En die boodskap is dat ons almal ons eie voorbode houde moet laat vaar teenoor God en teenoor alle mense en toe te laat dat God in en deur ons op so 'n manier werk in ons liefde en dat ons liefde nie net tot op 'n punt is nie. Dat ons aanhou lief hê. Kom ons maak dit sommer prakties. Moenie jou waardes meet aan die wêreld se waardes nie. Dit is makliker gesê as gedaan, maar moenie jou waardes meet aan die wêreld se nie. Jy gaan baie keer goed doen wat die wêreld heeltemal anders gesien sal wil hê. Leef met integriteit. Al verstaan ander dit nie. Jou nee mag dalk vir ander lyk soos 'n 1, maar in die hemelse telbord is dit 'n volmaakte 10. Die Puriteinse skrywers het die woord gebruik coram deo, om voor die aangesig van God te leef. Engels praat hulle van the audience of one. Dis hoe ons leef, as ons so leef. Voor die een, voor wie ons en vir wie ons leef. Dis hoe ons besluite neem. Want die scorebord gaan dit nie regwys nie. Maar God weet. En God het jou lief. Jy speel vir God. Laaste gedagte. Volmaaktheid is nie perfeksie nie, dis verwondering. Wat sou die verskil wees tussen perfeksionisme en volmaaktheid? Nadia het later in 'n onderhoud gesê, ek het net my werk gedoen. So daar was nie 'n obsessie met foutloosheid nie, daar was 'n toewyding aan uitmuntendheid. Jy hoor? Dis nie 'n obsessie met foutloos wees nie, dis 'n toewyding aan iets groters. Dit trek jou verby, sodat jy beter raak. Sy het nie probeer om perfek te wees, sy het probeer om haar beste te wees. Perfeksionisme is angsgedrewe. Dis die vrees vir foute, vir die obsessie om bang te wees vir wat ander van my gaan dink. Dis die onvermoë om genade vir jouself te gee. Perfeksionisme sê, ek moet foutloos wees, anders is ek waardeloos. Maar volmaaktheid is liefde gedrewe. Dis nie foutloosheid nie, maar dis liefde wat verwondering wek. Dis liefde wat ander stil maak, sodat hulle verwondering besef, maar in hierdie oomblikke beleef ons, God is nou hier. Waar jy vergewe wanneer ander wraak neem, wanneer jy dien sonder erkenning, wanneer jy liefhet sonder voorwaardes, dan is jy volmaak, soos die Vader volmaak is. En die punt is, ons hele lewe is 'n strewe, en nooit opgee nie, en vorentoe elke dag 'n keuse maak daarvoor, elke daad van liefde. Nou eendag gesels iemand met my oor hulle aantal jare trou, en hulle het deur baie rowwe storms gegaan, en die persoon sê, ek sal nooit vergeet wat jy op 'n ons huweliksgesprek gesê het. Ek sê, ek kan nie onthou wat 'n preek ek gepreek het, maar anyway, maar het waarskynlik oor die liefde gegaan. Maar, sy sê, wie, wat het ons by mekaar gehou al die jare? Jy het gesê, dis elke oggend 'n keuse. En dis hoe hierdie goed werk. Volmaaktheid is elke oggend 'n keuse, ek staan weer op om vir God te leef. En môreoggend maak ek weer daai keuse, en die dag daarna maak ek weer daai keuse. Ek hou dit aan maak tot die dag wat ek nie meer hier op aarde is nie. Want wat ons baie keer vergeet in die proses is die liefde en status wat ons klaar in God het. Ons is klaar geliefd in Jesus. Ons is klaar aanvaar in Jesus. Ons is klaar vergeef in Jesus. Ons is klaar God se kind in Jesus. Ons is klaar 'n 10 in Jesus. Die wêreld het iets byna goddeliks in Nadia se roetine gesien, nie omdat dit tegnies perfek was nie, maar omdat die verwondering geskep het om te dink, is dit werklik moontlik? Sien ons wat ons nou sien? En dis waarmee Jesus se volmaaktheid ook werk. Nie oproep om sonder foute te leef nie, maar oproep om so te leef dat mense wonder, hoe is dit moontlik? Hoe kry hy dit reg? Hoe kry sy dit reg? Hoe kan iemand so vergewe? Hoe kan iemand so lief hê? Hoe kan iemand so dien? Want wanneer hulle so wonder, dan sien hulle vir God. Nadia se 10 was nie net 'n telling, dit was 'n teken. 'n Teken dat volmaaktheid moontlik is. Want voor daardie dag was dit net teoreties beskou, daardie dag het almal geweet dit kan gebeur. En Jesus se woorde is dieselfde teken. Wees volmaak. Omdat jy geroep is om so te wees. Nie uit eie krag nie, maar die krag wat die Vader in jou gee. Om te leef
op 'n manier wat die wêreld sal stil maak. 'n Lewe wat nie sonder foute is nie, maar wat verwondering wek. 'n Lewe waarin mense God sien. En dit begin weer vandag. In die stil oomblikke waar net God jou sien. In die keuse wat jy maak om lief te hê eerder as te haat, om te vergewe waar jy eerder sou kon wraak neem, om te gee waar jy eerder sou terughou. En hier is die wonderlike waarheid. God vra dit nie vir jou sonder om jou te help nie, want hy is jou Vader, hy werk in jou, hy gee die krag, hy's deel van die proses. Jy is nie alleen in hierdie reis nie. Jesus is in jou en Jesus is die volmaakte. Jesus is in jou. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U met ander oë na ons kyk en dat U vir ons 'n ander opdrag gee sodat ons op die hemelse telbord, skoolbord kan werk. Maar wil jy ons asseblief sensitief maak, Heilige Gees, daarvoor, sodat ons dit onthou in die momente waarin ons uitgedaag word, om juis in daardie momente verwondering te kan bring, sodat mense vir U in en deur ons kan sien. Dankie dat ons dit elke dag kan kies. Dankie Heilige Gees dat U elke dag in ons die keuse help maak. Help ons om volmaak te wees, soos Jesus. Amen.